Dis in die Nuwe Testament. Die Korintiërs. Goed, ons gaan lees vanaf vers 12. Ek gaan nie die hele stuk weer lees nie, want ek kan hakel as ek lees en dit sal ander mense net nervus maak. Nie my nie. Ek weet ek hakel. Ek weet nie hoe maak het ander mense nervus as ek hakel nie, maar kom ons lees. Goed, ons begin by 1 Korintiërs 12 vers 12. Dis die gedeelte waarby Morijn nogal stilgestaan het hier aan die einde. So terwille van vanoggend gaan ek dit gebruik as my inleiding. Vers 12. Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus. Goed, vers 13. Want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam. Kom ons stop bietjie hierso. Ons is almal deur een gees gedoop tot een liggaam. Ek weet nie of jy dit weet nie. Bad news vir jou, jy is aan my gekonnekteer. We've got a connection. Ons het 'n konneksie en dis geestelik. Jy kan dit vir iemand verduidelik nie. Dis nie vleeslik nie. Jy kan nie na mekaar loop en sê, ouma, dis my boetie, want ons praat altyd, ek het 2 broers, 'n jonger ene en 'n middel, net een na my, so ek is die oudste kind. So ek sê altyd vir my middelste boetie, as my jongste boetie ons bel, jy weet jou ma se ander kind, daai jongste kind van jou ma het nou daai weer gebel. Want ons het 'n ander tipe konneksie. Maar ons het vanoggend hier sit, wat van een liggaam is, deur die Gees gedoop. So jy kan dit nie verduidelik nie. Maar ons het 'n konneksie. Ons is saamgevoeg in een liggaam. Ons gaan aan. Of ons Jode of Grieke is. Goed, nou gaan hy met nasionaliteite. So daar's mense in ander lande wat deel is van een liggaam, want ons is deur met een Gees gedoop. Ons gaan aan. Slawe of vrymanne, en ons is almal met een Gees deurdronge. Goed, kom ons staan 'n bietjie hier staan. Een Gees is in ons almal. Nou julle het nou agtergekom oor nou van Genesis. So hy het 'n bietjie laasweek gepraat oor Genesis. God het die mense in die begin gemaak en hy het vir ons gesê, ek moet stadiger praat. Hy het vir ons gesê, hy maak die mens in sy beeld en in sy gelykenis. So wat sê die Here? Wanneer ons God wil sien in vandag se tyd, waar moet ons kyk? Aha, in die spieël. Ons moet in die spieël kyk. Goed. Kom ons gaan dit een stap verder. As ek wil God leer ken en sien, moet ek jou leer ken en sien, want jy het die Gees van God in jou. If I do not have time for you, hierdie is 'n gevaarlike skrif wat ons laasweek gehanteer het, wat mense nie kon hoor nie. Ek gaan dit op YouTube sit. Kyk uit vir die link. Advertensiebreek. Jy moet weet, as jy God in sy volheid wil leer ken, kom ek vat dit een stap ja, of kom ek gaan van 'n ander invalshoek af. Julle weet die Here het 'n groot probleem met idol worship. Hy sê duidelik, moet geen afbeeldsel van my maak nie. Hoekom? Because then you contain God. Jy sit hom in 'n afbeeldsel, jy sit hom in iets, jy boks hom. En ek weet nie of julle weet nie, hierdie skrif sê ons is baie lede, verskillende lede, maar ons is een liggaam, soos God Christus, ons is een. So as jy God in sy volheid wil sien, do not contain him, look at his body, which is different. Almal van ons is verskillend. So as ek God wil leer ken, moet ek na jou kyk. As ek God wil leer ken, moet ek jou leer ken. Julle, dit is gevaarlik. Ons wil bid dat die Here wat doen ver is, ons kom help. Want ons is heeltemal veilig met dit, want God wat ver is vir ons baie gemaklik. Ons hou baie van daai God. Maar God het vir ons 'n liggaam gegee, hier naby, wat naby aan ons is. En hy is in daai liggaam. En
Wat jy nodig het vanoggend, is dalk net langs jou. Sure. Dis hoe naby die Here aan jou is. Immanuel, God met ons. Hy het vlees aangeneem. Hy het 'n liggaam aangeneem. Waar is die liggaam nou? Voor my. So, soos die jong mense sal sê, kom oor jouself, leer die mense ken. Want jy gaan God leer ken. Een liggaam. Goed, ons gaan aan. Ons is nou in vers 14, want ook die liggaam is nie een lid nie, maar baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? Vers 17 sê, en as die hele liggaam die oog was, waar sou dit gehoor gewees het, en as dit geheel en al gehoor was, waar sou die reuk gewees het? Vers 18, maar nou het God elkeen van die lede van die liggaam gestel soos hy gewil het. Goed, kom ons stop weer hier. Maar verduidelik het vir julle van 'n ander invalshoek. Do the mission at hand. Dan weer hulle toe die Israeliete teruggekom het, toe hulle daar en hulle herbou die mure. Wat was jou opdrag? Volk, daar waar jy gebou het, daar waar jy geplaas is, daar waar jy gebly het, net voor jou, hier voor jou, bou jy die muur net hier. Is dit reg? Ken julle my gedagte? Hierdie is presies dieselfde. Moenie worry oor wat ander mense doen nie, doen jy wat jy moet doen. Do the mission at hand. Dit wat op jou tafel is om te doen, doen dit. Die Here besluit wie wat wil doen. Dit beteken nie, omdat jy 'n groot mega-church pastor is, of 'n titel het, 'n pastoor het, of jy het een of ander groot sopkombuis, of een of ander iets, dat jy nie die missie doen nie. Jy doen wat jy moet doen, waar jy is. Moenie bekommerd wees of jy oordoen met die oordoen, of jy oor die tone en die ander goed nie. Doen jy wat jy moet doen. Do the mission net hier voor jou. Hier's mense, hier's ons arbeid, hier's mense hier voor jou, doen jy wat jy moet doen. Right, dis dit 'n deal. Gaan jy doen wat jy wil doen? Okay, cool. Dit was baie maklik geweest. Ons skiep tot by vers 25. Ons gaan aan. Nou kom hy en hy sluit hierdie gedeelte af met die rede. Hy sê sodat die rede, daar geen verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. En as een lid ly al die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. En Morney het die volgende stelling gemaak. Hy het gesê, ons het mekaar nodig om die liggaam van Christus te wees, sodat sy heerlikheid sigbaar kan word, en sy tema was, wees sy kerk. En toe ons al uitgeloop het ons geweet, Benny, né? Is baie sterk. Hy plantjies gebreek, en die was ander ouens, die was amper 'n fight geweest, onthou julle dit, baie julle storie, kry. En toe voel ons warm and fuzzy en happy. Movie reference, as jy dit nou ken wat ek nou gaan sê met jy weet, jy het of kinders in die huis of jy klein kinders. It's so fluffy! Ken jy daai movie reference? Toe voel ons so. Vanoggend wil ek vir julle sê, dis nie so 'n boodskap nie. En daai warm and fuzzy en fluffy feeling is daar verantwoordelikheid. As die liggaam van Christus, as die familie van Christus, het ons 'n verantwoordelikheid. We've got an obligation. We can feel warm and fuzzy en lekker, but we need to do as well. So ek wil sy tema verder uitbrei en ek wil byvoeg, wees sy kerk, wat jou boekleed uittrek. Right, nou gaan ons begin preek. Tog ons is
klaar. Dis mense wat gesê het, ons moet klaar opgepak. Julle is nou gereed, julle het genoeg woord vir die week. Right, ons is in die boek van Johannes. Johannes 13, vanaf vers 2 tot 5. En dan gaan ons oor na Johannes 13, vanaf vers 12 tot en met vers 17. En ek wil net vir Dyna sê, baie dankie, sy gaan my help preek, want ek het so 'n paar skrifte wat ons net weer by gaan stilstaan, so klap sommer nou op haar hande. Sy gaan sommer met aan. Ek het al gesê, die prokureur, sy gaan sommer met my preek. Righto, ons is in Johannes 13 vers 2 en ons begin die volgende. Kom ons sê net vir mekaar, waar is ons? Jesus is op pad, hy gaan gekruisig word, hy kom in, dit is deel van die Pascha en hulle sit nou hier aan tafel en in moderne terme, hier is 'n familiemeeting, want hier sit al die disippels en hy sit om die tafel en hulle is by 'n ete. In korporatiewe terme, hier is 'n boardroom meeting. As julle met my waar die Here is en sy disippels is. Okay, al die family is daar, hulle sit aan tafel. Al die executives is daar, hulle is daar. Okay, nou gaan ons. Hy sê en gedurende die maaltyd. Nou het hy so lekker dingetjie daar, hulle noem dit, ek dink in Afrikaans, meneer Keiser is dit daai van. As hy, die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskariot, die seun van Simon, ingegee om hom te verraai. So is die inleitsel, hier is in byvoegsel in hierdie skrifgedeelte. Vers 3. Het Jesus, omdat hy wis, vir die wat nou 'n bietjie jonger is, soos ek weet, wis en weet is dieselfde ding, dat die Vader alles in sy hand gegee het, en dat hy van God uitgegaan het, en na God heen gaan, kom ons sê 'n ander woord, teruggaan. Vers 4. Van die maaltyd opgestaan, en sy boekleed uitgetrek, en 'n doek geneem, en dit om hom vasgemaak. Kom ons stop net gou hier. Kom ons kyk gou wat gebeur hier. Jesus sit daar, hier sit nou ons almal aan tafel, en hier is 'n ou daar, wat 'n duiwel in sy hart het. Dis wat die skrif sê, is ek reg? Nou ek weet nie van julle nie, maar partykeer as jy by 'n family meeting kom, of 'n executive board meeting, is daar nogal sulke mense. Okay, nou vertel hulle ons ietsie van Jesus. Hulle vertel ons iets van Jesus. Hier in vers 3 sê hy, omdat hy geweet het, ek gaan maar daai woord bly, dat die Vader alles in sy hand gegee het, en dat hy van God uitgegaan het, en na God teruggekeer het. Nou gaan hy oor tot aksie. Hy het die wete. Jesus kom, hy sit hier so en hy het die wete, hy weet, die Here het alles in sy hand gegee, hy het van God uitgegaan, en hy gaan terug na God toe, en nou doen hy iets. Wat sal jy alles doen, as jy weet waar jy vandaan kom, en waartoe jy op pad is? Al is daar 'n duiwel aan tafel. Wat sal jy alles doen? Sê vir my. Hoe gaan jy optree? Jesus word glad nie beïnvloed deur dit wat met hom om hom gebeur het. Dit raak glad nie sy identiteit nie. Hier is iets wat jy moet besef in jou lewe. Jy moet dit, you must grab hold of it, you need to take it, you need to fester. Jy moet dit in jou hart inbære en sê, weet ek wie ek is? Ek is 'n koningskind, man. Ek is gestuur van die Here. Ek spot altyd met my familie en sê ek vir hulle, ek is nog hier. Paulus sê dit altyd. Paulus sê, ek is nog hier ter wille van julle. Ek sê ook altyd vir my familie, ek is nog hier ter wille van julle. Want as dit was, weg, goodbye. Christus kom, hy sit aan tafel. Hy weet nie sy duiwel aan tafel. Wat doen hy? Hoe tree hy op? As jy moet weet, maak nie saak wat om jou gebeur nie, maak nie saak wie langs jou is nie, maak nie saak wie in jou teenwoordigheid is nie. Jy weet, man, ek is van die Here gestuur, en julle elkeen wat volgende die sit is van die Here gestuur. Daar het 'n dag aangebreek waar hy gesê het, laat daar asem wees in my liggaam, en hy die Here het jou in tot stand gekom. Daar's 'n dag wat hy gaan kom, wat hy jou asem gaan terugvat, want dis wat die woord sê.
En waartoe gaan jy? Jy gaan terug na hom toe, man. Maak nie saak wat hier om jou gebeur nie. Moenie dat dit jou identiteit affekteer nie. Moenie dat dit by jou kom steel dit wat die Here wil doen nie. Lê dit vas in jou gees. Jesus is vir ons die beste voorbeeld. Dis hoe hy vlees kom aanneem het. Om vir ons te kom wys hoe om te leef in hierdie aarde, hoe om saam met mense te leef, hoe om met die duiwel te werk. Nee man, hy staan op, wat doen hy nou? Hy weet dis 'n duiwel aan tafel. Hy weet hy gaan verraai word. Hy staan op en wat doen hy? Hy trek sy boekleed uit. Hy gooi water in 'n bak en hy was hulle voete. Hy was die duiwel se voete. Julle? Niks kan sy identiteit steel nie, niks kan sy identiteit wegpak nie. Hoe vas is jou identiteit in Christus? Ons gaan aan, vers 5. Daarna het hy water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels begin was en afdroog met die doek wat hy om hom gehad het. Ons skiep na vers 12 toe. Toe hy dan hulle voete gewas en sy boklere geneem het, gaan hy weer aan tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Vers 13. Julle noem my meester en Here en julle is reg, want ek is dit. Kom ons gee van ander woorde hier, ons sê, julle noem my koning en eienaar. Hierdie is woorde van autoriteit, hierdie is titels van autoriteit. Die Here sê vir hulle, julle sê dis wie ek is, julle sê dat ek hierdie hoë geplaasde is. Nou sê hy vir hulle, julle, dit is wie ek is. Hy weet wie hy is. Maar gaan aan, hy sê in vers 14, as ek dan, nou verduidelik hy van na wie verwys hy, die Here en die meester julle voete gewas het, is julle ook, wat staan daar? Wat sy woord? Nee, ek dink julle mooi nie hoor, ek kan nie mooi hoor wat ek moes gelees nie. Wat is die woord? Om wat te doen? Is julle wat? Nou dink julle gaan oor voete was diens breek, nee, ek gaan nie. Het gaan nie oor die daad nie. Ja. En dan gaan het verder verduidelik. Het gaan hier oor die attitude. Ja. Amen. Nog 'n advertentiebreek. Asem kyk vir die een links en regs van jou. Sê dis 'n advertentiebreek. Dames, die laaste, is dit nou die laaste, dis nommer 6 van die huweliksreeks sonder namigheid. I am preparing you, prepare your heart, be in prayer, be in fasting, sodat jy nie hoef te wip nie. Maar dan gaan jy agterkom, wat is ondernamigheid? 'N attitude. Dis nie wat jy doen nie, want jy kan dit doen en 'n attitude hê. Ek sal nie jou meester. En dit is mos wat ek moet doen, ek moet van ondernamigheid aan jou wees. Amen. Want jy is mos baas. Needless to say, daai attitude en daai hele storie, dit veroorsaak 'n vet fight. So ek wil nou of jy sê dis nie wat ondernamigheid is nie. Ja. So okay, advertentiebreek hoor. Kom ons gaan terug na die skrif toe. Julle reg. Kyk vir haar ou sê ons is in Johannes. Ons is in die boek van Johannes. Goed. Ons gaan aan, hy sê, as ek dan die Here en die meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was, vers 15. Want ek het julle 'n voorbeeld gegee om
om net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Ons stop nie hier nie, want dis waar ons wil aangaan, dis waar ons vandag wil bietjie by stil staan. Vers 16, voorwaar, vir die wat meer wil weet, dit beteken ek sweer, ek beloof, het julle dit geweet? Mooi, goed, julle doen goed. Ek sê vir julle, 'n dienskneg is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant is ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. Nou kom hy en hy sluit hierdie hele gedeelte af met die volgende woorde, en hy vers 17, hy sê, as julle hierdie dinge weet, okay, stop nie daar asseblief nie, lees my die res. Hier kom saam, ons gaan weer, 1, 2, 3. Salig, gelukkig is julle as julle dit doen. Wat? Doen. Nie, warm and fuzzy, family, yeah. Maar jy wil nie familie wees nie. Jy is nie bereid om die laste te dra, en die sorge te dra, en die missie wat voor jou is uit te voer nie. Jy is nie bereid om dit te doen nie, want weet jy wat? Jy irriteer my, ek het nou gesien wat moet sy dan jou, weet nie wat ons nie, ek kan allerhande stemme doen, ek weet nie, Trevor, wat is sy naam? Hy en ek, ons is pijle. Julle moet dit doen. Jesus kom by sy disippels en hy trek sy boekleed uit en hy was sy disippels se voete te midde van dit wat hom aangaan. Want Jesus weet dat die Vader het alles in sy hand gegee. Hy weet wie hy is, hy weet wat hy moet doen, en wat hy moet doen is, hy moet dien. Amen? Die koning dien, die meester dien, die Here dien. Sy missie is om te dien. Jesus, wat die hoof van hierdie liggaam is, het geen issues om sy boekleed uit te trek nie, dit maak nie van hom 'n mindere nie, dit stroop hom van niks nie, dit vat niks by hom weg nie, hy bly die koning van die konings, hy bly die gesalfde Messias, hy bly net wie hy is, maar hy trek sy boekleed uit, en hy was die disippels se voete. So ek het vanoggend terwille van al ons Bybelskallers, hier is ons sulke mense, Bybelskoolstudente, het ek ietsie ingevoeg, anders voel hulle hierdie woord was te pap. Nee, kyk, ons het allemaal so ouder hier so. Het was maar niks van my en hierdie woord nie. We doen ons bietjie dieper gegaan het, anders wordt so oppervlakkig. Ken julle nie, julle nie sulke mense in die gemeente nie. Prys die Here! Maar terwyl ek van daai wat dalk so is, ek sal vir julle net iets ingooi, my Monai het op Bybelskool teologie, Bybelskoolstudente teologie, onthou julle dit? Teologie is die vak wat verduidelik van die perings wat die Here in die Bybel gedoen het. So met ander woorde, hy het sekere goed gedoen en dit was 'n vooraf, dit was 'n typering, dit is om ons voor te berei vir die werklikheid. Hulle noem dit 'n shadow. Hy het daai vak aangebied. Ek het nie die beste punte gekry nie. Ek kan nie onthou wat ek eers gekry nie. Maar anyway, needless to say, hy het my gedoseer ook nog. Dit raak al interessant en julle moet ons net keer teen. Maar in elk geval, die teologiese studente, gaan ons dan Filippense 2 vers 5 tot 7 toe. Want raai wat doen die Here hier? Hy wys ons iets. Hy het 'n typering hier in Johannes. En nou kom Paulus en hy verduidelik hierdie typering en hy sê vir ons iets van die Here. Die Here het nou sy boekleed uitgetrek hier in Johannes. Hy het die disippels se voete gewas. Nou kom Paulus, nou kom sê hy vir ons iets. Paulus sê vir ons Filippense 2 vers 5. Want hierdie wat gesindheid moet in waar? Hier kom saam, dames en here, dis nie so warm nie. Julle wees wat ook in Christus Jesus was, vers 6. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Kom 'n teendeel, maar is 'n teendeel, is 'n teenstelling, maar
die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk geword. Wat het hier gebeur? God wat in die heerlikheid gesit het, Jesus Christus wat in die begin was, hy het die gestalte van 'n mens aangeneem, hy het in die maag Maria ingegaan, hy het 'n vlees aangetrek, sien julle dit? Hier sit die typering. Hy het sy koninklike waardigheid uitgetrek, hy het vlees aangeneem en hy het onder ons kom woon. En die skrif verklaar, Paulus sê, hy het die gestalte van 'n diensknegt geneem. Dis jou koning, jou meester, dis jou hoof van hierdie liggaam wat vir ons 'n voorbeeld gelos het, wat sy koninklike waardigheid uitgetrek het, hy het gestalte van 'n diensknegt geneem, hy het onder ons kom woon, en nou kom hy en hy was sy disippels se voete. Weet julle wie was die disippels se voete? Die God wat Paulus hier verklaar, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag nie. Julle, daar dieselfde God woon in jou, woon in my, woon in elkeen hier om ons, wat vlees aangeneem het, daar dieselfde God het onder ons kom woon, daar dieselfde God soek weer 'n liggaam deur wie hy kan funksioneer en deur wie hy kan werk, daar dieselfde God soek 'n liggaam wat sal dien. Wat sal dien? Wat nie? Sal skrik, omdat hulle dink, hulle is minder wanneer hulle boekleed uittrek, wanneer hulle ontslae raak van sekere goed nie, want hulle weet wie hulle is in Christus, hulle sal God dien, en om te dien is 'n opoffering. Julle kan sien, Jesus het dit gedoen. Is jy bereid om 'n opoffering te maak? Is jy bereid? Ek dink, wag, kom ek gee julle die benefit of the doubt, en ek sê eers vir julle, wat gaan jy definitief, vir julle 5 goed noem wat jy definitief gaan om te opoffer, en ons is klaar met die 5 goed, en dit gaan vandag wees. Dan sê jy vir my, ja, jy is bereid om op te offer of nie. Is dit reg? Is jy reg? Right, die wat penne het, die wat wil neerskryf, die eerste opoffering wat jy definitief moet deurgaan, en wat jy definitief moet in berekening bring, is jou tyd. Jou tyd. Ek weet nie van julle nie, maar tyd is 'n baie kosbare, kom ons noem dit 'n kommoditeit. Dis iets waarmee jy kan werk. Jou eie tyd, dis iets wat jy verhandel. Jy gee dit vir iets. En dis een van daai goed, wat nie soos geld is, as ek dit verloor, kan ek dit hard werk en dit weer terugkry nie. As ek tyd verloor, ek kan niks weer aantrek nie, weet julle dit? Wat is die meeste dinge wat die mense met jou oor praat as iemand afgesterf het? Hulle het nie genoeg tyd gehad nie. Waaroor is hulle die spytste? Ek het nie dit gedoen nie, ek het nie tyd gemaak vir hierdie persoon nie, ek het nie dit nie, ek het nie dit nie. Ek wil vir jou iets sê, as jy nie tyd respekteer nie, daar is 'n gesegde. Iemand wat nie tyd respekteer nie, sal hy ryk word nie. Dink jy aan? Hoekom? Jy kan jouself nie bestuur nie. Jy kan goed om jou nie bestuur nie. Jy mors jou tyd. Jy verkwis iets wat kosbaar is. Ek wil vanoggend vir die liggaam van Christus vra, as jy bereid om te dien met jou tyd? Is jy bereid om jou tyd te offer? Christus het dit gedoen. Ons praat nie vanoggend oor Mickey Mouse cartoon goedjies nie. Ons is ernstig. Die Here is ernstig oor sy kerk. Die Here is ernstig oor sy mense. God is ernstig oor sy verwagtinge en wat hy jou gaan verantwoordbaar hou. Hy steel nie. Jou tyd. Hou jy dit vir jouself? Maar ek het nie tyd vir dit nie. Ek het nie tyd vir dit nie. Ek het nie tyd
vir hierdie en dit en sis en sas en so nie. Jy bestuur nie jou tyd reg nie. 1 en 2, iets anders is meer belangrik. Nie vir my sê jy nie tyd nie. Wat jy vir my sê is, whatever daai tyd is wat jy aan spandeer, dit is meer belangrik. Dis al wat jy vir my sê. Moenie, dis wat beat around the bush. As jy vir my sê jy nie tyd nie, dan sê jy vir my, whatever anders is meer belangrik. Dit het meer gewig, dit dra meer gewig in my lewe, ek heg meer waarde aan dit. Dis omdat ek nie tyd het nie. Want ek is nie bereid om my tyd vir jou te gee of vir whatever. Is ons nie eens met dit? Ok, happy. Klap nog hande. Klap hande, julle is nog gebly. Anders raak dit te serieus binne. Nee, dit is dan. Volgende ding wat ons gaan van ontslae moet raak, wat ons gaan moet opoffer. Titel kies. Is jy 'n dokter in die huis? Ek het 'n preek geluister nou die dag en die predikant maak die volgende stelling. Hy sê, dink julle die Here praat met my as pastoor Annel? Dink julle so? Nee, ek weet nie van wie ewer titels aanhang, of jy dink, die Here gaan jou aanspreek op jou titel nie. En vir julle is dit nou lekker gemaklik, nou nie van julle titels nie, omdat gaan van dat ek verder. Titels wat jy jouself gee. Ek is by jou hart. So ek kan nou nie meer dit en dit doen nie, want ek is met een of ander titel aan myself gegee. Jy is heel moontlik dit, maar dit beteken nie jy is 'n invalide. Nee, dit beteken nie jy is in 'n sekere kategorie en jou ouderdom, jy kan nog iets doen, nee. Dis wat jy in gang is. Ja, dit is toch nie, ek het al lang in die kerk geraak, ek het al soveel goed gedoen, dis nie my tyd om te rus en sit, en mense nie. Is dit so? Ek gaan daar as jy denk, ek sal vir die screen kyk, en kyk ek vir niemand in hulle oor nie, is dit 'n deal? Kom ek vat vir julle nog een, ek het 'n titel wat ek altyd moet vat. Voordat ek so bedien, preek. Jy is mos 'n vrou. Ek weet nie van julle nie, maar in die kerkwêreld is al redelik gereelde debat aan die gang oor wie mag op 'n kansel staan en ek is nou nie minority. Daar was 'n oomie wat my eendag daar in Pretoria kom aanvat het. Ja, maar vrouens moet nie, ek gaan nie in daai debat gaan nie, ek gaan vir julle sê wat ek gaan gaan. Vrouens mag nie op die kansel wees, so sê vir my, wel, kom ek wees baie eerlik met jou, my oom, ek het myself nie genoem nie. Want as jy my ken en weet wie ek is, sou jy gesê het, sit eerder. Ek weet wie ek is, en ek weet dit wat ek doen, kan ek nie doen as die Here. As die Here nie dit doen nie, want is nie die Here wat dit kan doen. So nie vir jouself 'n klomp titeltjies gaan toeëien en 'n klomp boekies en 'n klomp Bybeltjies en goedjies en dan sê jy, nee, maar as gevolg van whatever, I don't care, kan jy nou nie doen nie. Nee. Skus jy net, verskoning, uit, okay, right, ons beweeg aan, volgende een. Talent. Oh, this one. And usually they go to the musicians, where are they? Dis sommer naby. En dit is nie die enigstes nie, ja, dit is so. Jy moet die Here dien met jou talent, wat baie keer in baie gevalle musikante is, wat hulle talente nodig het. Net vir FYI, ek gaan hierdie nie daar ingooi, my seun was in sy eerste jaar gewees, en hy gaan as 'n dosent toe, en hy sê vir hom, jy weet prof, nee, hy was nie 'n prof nie, hy was net 'n dokter, ek kan nie onthou wat dit was, hy sê vir hom, hoor, ek het nou klomp goed om te doen, want hy was op daai stadium 'n traveling musician, en hy het oral rondgetravel, hy gaan doen, en hy sê, nee, ek kan nie hierdie assignment ingee nie, want ons gaan nou die naweek bietjie weer diep op 'n ander plek, en ons is oralste en alles, en weet jy wat sê daai dokter vir hom? O, jy is ons van daai, die slagoffer van jou eie sukses. Beplan jou tyd, tref daar van mekaar. Ons gaan terug na talente toe. Jy het dalk 'n talent om te organiseer. Ek weet nie of julle weet nie, maar is mense in hierdie kerk wat kan organiseer. Baie keer
is talente, die Bybel of die definisie van talente word as die volgende beskryf. Hy sê, dit is die vermoë om iets te kan doen. Sien net 'n musikant wees nie. Jy het die vermoë om iets te kan doen, jy het dalk die talent om finansiëel. Ek het 'n vriendin gehad. Sy kon enige mens bel en 'n skenking na daai persoon uitkry. Ek sê jou, sy het die foon opgetel en as ons weer hoor, ons het op 'n stadium met ons jong mense op so 'n treintrip gevat. Daai vriendin sy is nou oorlede, sy het borskanker gehad. Sy het alles georganiseer. Selfs die moslems het van geld gegee. Sy het nie baie. Sy het wat sommer reg. Ja, ons gaan by Jesus trein, ons gaan by jong mense staan, ons gaan lekker kuier. Sy het daai vermoë gehad, sy het daai talent gehad. Sy kon ys aan 'n Eskimo verkoop. Dis wat julle ons altyd sê van goeie salesmense, né? Talent. Is jy bereid om jou talent wat jou moontlik vir jou finansiële gewin gee, op te offer vir die koninkryk? Om met jou talent te dien in hierdie liggaam waar jy is, hier voor jou, in die omgewing waarin jy beweeg, is jy bereid om dit te doen. Raak ons met punt 3.4. Hier is ons favorite een. Lekker. Hoe gaat? Jou skat. Nee man, hierdie is ons lekker mooi te praat. Nou weer. Jy praat met iemand eers wat kry jy by die werk, man. Iemand mag weet wat op die payslip staan. Maar ons in die kerk, ons is maar bietjie verwaardig. Ons praat sommer maar oor geld, net so, daar praat ons maar. Is jy bereid om die Here te dien met jou geld? Kom ek vertel julle iets van geld. Ek weet nie of julle weet nie, maar dit gaan vir die Here glad nie oor geld. Glad nie. Of jy nou gee of nie, die son gaan môreoggend opkom. Hy is nie Eskom nie. Goeie nuus. Hy is nie, wat het ons hier so Nelson Mandela, Metropolitan en die municipaliteit, MMU. He's not one of those. Of jy nou betaal, of jy nou gee of nie, alles gaan. Hierdie wêreld gaan nie stil staan. Môreoggend, jy weet, hy vat nie asem terug en sê, jy het nou nie iets gegee in Kerksondag. Vir God gaan dit nie met geld nie. Is God nie 'n geldisje nie. God gaan het oor. Is ek bereid om hom, wat die gewer is van alle goeie gawes, te erken en te sê, Here, ek weet, U gee dit vir my, en ek bring dit terug, ek gee dit, want ek wys, en ek wys vir myself, en dit gaan ook nie eens oor ander mense nie, dit gaan oor jouself, ek wys vir myself dat niks, nie eers hierdie geld, nie eers hierdie skat wat ek het, wat ek so kosbaar oppas en budget voor en beplan voor en alles, niks van hierdie goeders is groter as die want hier is die gewer van alles. Kom ons praat oor die verlore seun, waar ons oor geld praat. Wat is sy grootste issue? Wat sê hy vir sy pa? Hy lewe nog! Jy weet, jy kry sulke arrogante mense. Hy lewe nog! Gee my erfdeel, laat ek het spend. Hallo? Ons bestoek nie, hy sê ons altyd, hallo? Dis die verlore seun se attitude. Gee my erfdeel, want wie het hy meer vir, waarvoor het hy meer agting? Vir die erfdeel, vir die skat, vir die gawe, as vir sy pa wat nog lewe, wie se geld dit was, en wat dit verdien het. Hy het meer agting vir die gift en die giver. Geen agting nie. I don't know if you know, that story didn't end well. So besluit, hoe gaan jy die Here dien? En as jy bereid om jou geld op te offer en te gee. Oh, my next favorite one. I know, ek en jy is in die spot hoor, ek wil dit vir jou sê. Jou temperament. Is jy bereid om jou temperament op te offer? Sielkundiges het bewys dat 33% van die mense is vas. Dan word jy kan nie daarvan hou. So, maak ons wat jy doen nie, jy gaan nie van hou. So wat moet jy doen? You get it in check.
Is jy bereid om jou temperament op te lof? Met ander woorde, is jy bereid om ek is sus en so en sis en sas, ek is nou so, wacht, ek gaan vir julle video klip so, want dis 'n kort video klip, so Dyna gaan eers wegkom, hier sal jy vir my die ligte afsit, okay, shop, alright, when you ready, ek wil net sê, hier is vir my en Reine, gooi hom daar met die brand met die klank op, hoor, kom maar wys jy iets op temperament. Ja, nie is mense wat weet wat ek nou sê. Hier's introverte, dan sê die pastoor hier van vooraf, groet die ou langs jou, en jy dink, ek wil nie eers weet wie sit langs my nie. Of wat sê hulle nog, vat die ou se hand, en dan moet jy, waar was die laaste? En baie mense is onder die indruk, ek is 'n ekstrovert, ek is nie. Hier is weer nog 'n lesetjie, so if you want to put it in your pocket. Introvert en ekstrovert is nie hoe jy kan te kere gaan en wat jy kan alles sê en dat jy vir mense kan praat en allerlei dinge nie. 'n Introvert is iemand wat sy energie vir ons homself kry, so ek het tyd nodig as ek hier klaar is, needless to say, I need to be alone, hey. I have given myself, ek's leeg. Okay? As ek in die oggend opstaan, as ek het vir jou so kan verduidelik, het ek R5 in my pocket. En elke keer as ek met 'n mens in interaksie kom, gee ek R1 uit. Okay? Maar nee, as hy opstaan, het hy nul. En elke keer as hy met 'n mens in interaksie kom, dan gee ek wat hy R1 weg. Ek so sê. Dis 'n ekstrovert. Hulle kry hulle energie van mense, hulle leef, hulle is bly, hulle is opgewonde. Yeah! Julle weet, in kerk is ons ekstroverte. Kom ons prys die Here. Laat maar goeders. Okay. Is jy bereid om my temperament vir jou op te offer? Is jy bereid om dit op te prys te gee? Daar is goed in hierdie liggaam wat gedoen moet word wat net introverte kan doen. Ek wil dit nou vir julle sê, ek weet dit. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar daai klankboks daar agter te sit is nie vir 'n ekstrovert nie. Because I want to get out. Ek wil die mense sien. Die meeste ouens gewoonlik agter is 'n introvert. Daar is sekere goed in hierdie liggaam wat God jou voor gemaak het. En moenie dink omdat jy nou een of ander label op jouself gesit het en omdat jy een of ander geaardheid het, jy jouself diskrediteer om te kan dien nie, want dit is nie wat God gedoen het nie. Het jou geroep om te dien. En hy verwag van jou om te dien. En jy het 'n verantwoordelikheid om te dien. Want hy het dit self gedoen en ek weet nie of jy dit weet nie, maar rentmeesterskap. Ken jy daai woord? Jy gaan verantwoording doen daarvoor. As Morney nou nie praat, sê vir my, jy al oor die gawes gepreek, jy gaan nie nou oor die gawes preek. Ons begin net eers by, as jy reg om te dien, gaan jy dien. Ek het vir julle 5 goed gegee. Nou wil ek vir julle vraag vra. Is jy nog steeds bereid om te dien? Is jy nog steeds bereid om op te offer? Dis nie gemaklik nie. Want raai wat, om te dien is ongemaklik en dis 'n interference. In your own life and in your own plans and in the way you are doing life, it is interference. Is jy bereid om nie net op te daag by die party nie? Julle het ook ons sulke familielede, né? Hulle kom ons net vir die party, maar hulle doen gewoonlik niks. Hulle sal nie vir jou enigiets reël nie, hulle sal nie iets bydra nie, niks van hulle kant af nie, but as die party time is, woep woep, hulle is daar. Nee, ek sê net, ons het julle ordentlike mense
En dan sal hulle nog in 'n meeting opstaan om een of ander iets te sê en dan dink jy, sit, broer, suster, sit. Want ek sal jou nou iets voor al hierdie mense vertel wat jy is mos net vir die bycheck, maar jy wil mos niks doen nie. Hallo? Ken julle sulke mense? Slegte nuus. As sulke mense in kerk. Daar's sulke mense wat net hier opdaag. Môre broer en suster. En ons is mos in die baai en dan dans ons in die kerk. Julle dans mos nie hier in die baai nie. Julle dans. Is ek reg? Jy daag op vir die diens en dan besluit jy as jy hier uitgaan, hoe was dit? Julle moet net weet. Wat klank is gewees en irriterend. Die jongens nog te hard. Wat? Het ons sulke mense ook hier in die liggaam van Christus wat opdaag vir kerk. Julle? Is nie die voorbeeld wat Jesus gebruik nie. Kom ek vat dit net verder. Jy het mense wat net so opdaag. En dan soos die kerk. Hallo? Jy sien dit nie dans en jy halleluja en jabula en jy sê, hallo, en ek ken die skrifte en ek kan dit beteer en dis amazing. Maar jou buurman weet nie as jy's gered nie. Jou familie weet nie as jy dien die Here nie. Hallo? Ek weet nie of julle dit weet nie, maar dis nie hoe die Here werk nie. Hy kom met 'n mission. Hy weet wat hy moet doen. Hy het ons 'n mission gegee, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. Maar gaan aan, julle het daai mooi skrif geleer, doop hulle en leer hulle en doen al lekker dinge. Weet Kabega Park hier is 'n gemeente van Christus in hierdie gemeente. Hallo. Kom ons sê daai saggies en dan gaan ons terug by die kans. Dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Wat se impak maak hierdie gemeente in die gemeenskap? Maar my vra altyd die vraag, as ons hierdie gemeente wegvat, sal enigiemand hier in die omgewing sê, moet asseblief nie hierdie gemeente wegvat nie, want dan gaan ons A, B en C verloor, hè? Hallo? Moet asseblief nie trek nie, my liewe buurman, want jy is die een wat ons in gebed hier raak. Moet asseblief nergens heen gaan nie, moenie bedank nie, want ons is geseën as gevolg van die feit dat jy hier is. Ek het saam met 'n girl gewerk, ons het onderaan werk, en ons het vir 'n Brit gewerk. Ek was nie so bad nie, maar needless to say, sometimes, ek dink ek was ook die duiwel wat op tafel gesit het, maar anyway, want ons altyd hierdie gesprek gehad, dit is soos Laban. Ons is geseën want ons is daar. So wie werk so? Weet hulle? Of is jy undercover? Jy kom ons net so 'n oggend op. Yeah, baby. Ons gaan kyk toe, church. Want hoe kom jy dink jy's 'n koningskind en hulle moet daarom weet wie jy is? Want jy is daarom maar royalty en jy vergeet dat daai royalty het 'n ander sy. Daai royalty het 'n sy wat die volgende gedoen het. Kom ek wys julle. Olie, jy gaan my kom help. Ek gaan dit nie reg kry met hierdie mic nie. Daai Jesus, wat ons Here en Meester noem, het die volgende gedoen. Hy was in die hemel. Hy is die koning van alle konings. Hy stroop hom van alles. Hy neem sy rug geplaaste posisie en hy doen die volgende.
Dis wat die Here se voorbeeld is. Dis wat die Here gedoen het. En hy het sy mou opgehul. En hy het gesê, hier op die werk, ek weet wie jy is. Ek sal jou doen. Want dis wat my koning gedoen het. My buurman wat my vreeslik irriteer. Is jy bereid om hierdie te doen? Is jy bereid om al jou trots en hoogmoed en al dit wat jy aan waarde heg hier te lê en iemand te dien? Hoe ver lê Jesus se voetspore trap? Hoe naby agter sy voorbeeld wil jy inbeweeg? Jy gaan daai vraag net op jou manier kan antwoord. Wat is jy bereid om op te offer? Gaan jy op iets kos? Wil jy musiek spannend voor hom doen? Is jy bereid in jou tyd, jou titels, jou talente, jou geld, alles is hier jou goed. Wat ek noem, jou temperament. Dis nie ver nie, dis by jou. Ek vra nie vir iemand anders nie. Ek vra nie vir jou buurman nie. Ek vra nie vir iemand of sy bereid om my geld te offer nie. Ek vra vir jou. Is jy bereid om dit op te offer? En ek weet nie of jy dit weet nie, maar die bediening of om te dien, kom ons praat eerder so, want as ek die woord bediening braai, dan vat hulle dit nou weer net na pastore, predikers en ander goed. Om te dien is hierdie hele hand. To give certain things is not gonna cut it. Sorry, ekskusie, nee? Gaan nie. Goed, nou sluit ons dit nou. Iemand gaan omkyk nie, want ek is rarig nie bekommerd of jy bereid is om op te offer. Ek is rarig nie bereid om te kyk of jy gaan jou hoë kleed op te uittrek, jy gaan ontledig en alles te gaan stroop om Christus se voorbeeld. Die skrif sê dit baie reg. Hy sê dat ons wat sy diensknegte is nie hoër as hy wie ons gestuur het nie. Jy vanoggend sê, Here,